Goeiedag, ek deel met jou The King's Perfect Partner. Vader God, ons kom na U vandag in diepe afhanklikheid. Here, ons het U so nodig, en hier waar ons op pad terug is na die tuin, bid ek dat ons U vrugbare bruid sal wees, wat vrug sal dra van gehoorsaamheid en sal lewe in U teenwoordigheid. Here, ons wil tyd spandeer in U hartskamers. Ons wil vandag teen U bors kom lê en luister na U sagte stem. The whispers of You, Lord. Heilige Gees, U is so welkom. Ek submit myself nou onder U. Salf my lippe om U te verheerlik. Raak elkeen aan wat vandag luister en gee elkeen geopende oë en ore en 'n geopende hart om te ontvang. Deurweek elkeen, Heilige Gees, met U salwing. Fling wide the door into their souls. Open up the door to their hearts and have your way. In Jesus' naam. Amen. Vandag vertrou en glo ek dat jy jouself sal begin sien soos die woord sê jy in gees lyk. Nou Genesis 2 vers 7 gaan ek vir jou lees in die Passion Translation. Yahweh God scooped up a lump of soil, sculpted man, and blew it into his nostrils the breath of life. Then the man came alive, a living soul. Die boodskapvertaling sê, toe het die Here God van die aarde se boogrond gevat en 'n mens daarvan gemaak. Hy het ook sy asem in die mens se neusgate geblaas en die mens het begin leef. Nou Genesis 2 vers 8 weer in die Passion Translation. Then Yahweh God planted a lush garden, paradise in the east, in the land of delight, and there he placed the man he had formed. So kom ons kyk nou na jou posisie in gees. Hebreërs 2:7 sê vir jou, U het hom weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van U hande aangestel. Nou hierdie weinig minder gemaak beteken dat ons eintlik net onder die drie-enige God gestel is, want ons is sy kinders en engele is sy dienaars wat aangestel is. Met heerlikheid en eer is die mens gekroon, soos ons na God se beeld en gelykenis gevorm is. Adam hulle was in heerlikheid geklee, met ander woorde, hulle geesdimensie was groter as hulle vleesdimensie en hulle siel was met eer gekroon. Hulle het geweet wat hulle identiteit in die Here was. Die grond van die aarde en die asem van die Godheid het vermeng, sodat Adam kon interaksie hê in beide realms, in die fisiese realm en in die geestelike realm. Genesis 3 vers 8 sê vir ons, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. God se stem was gehoor van alle rigtings. Dit is die geluid wat vorentoe en terug beweeg en die klank wat herhaal word. God is gees. Sy stem was in die tuin asof dit oral gelyktydig was. Daagliks het God met hulle gewandel. Hy wou vriendskap en intimiteit met hulle hê. Maar die vyand het hulle dopgehou en met al sy mag en krag vir die opdrag gegaan wat aan Adam gegee is. Hulle moes die tuin bewaak en hulle mag nie geëet het van die boom wat in die middel van die tuin gestaan het nie. Die boom van kennis, goed en kwaad. Die vyand sien ons hier gaan vir die vleesgedeelte, wat toe die binneste, die middelste dimensie was. Die vlees word deur die sintuie beheer. Eva sien dat die boom goed is om na te kyk
en heerlik is om van te eet. Die boom se aantrekkingskrag was die kennis van die goed. Dit was nie 'n appel nie. En hulle het geneem van die kennis en die kwaad het hulle oorval. Die hoogmoed, vrese, skuldgevoelens en verwerping het daarin gekom. En daar kom hulle agter dat hulle naak is. Die heerlikheid waarmee hulle gekroon was rondom hulle geesdimensie het afgeval. En die eer rondom hulle siel het hulle verloor. Hulle verloor daardie nabyheid om as vriend te wandel saam met die Here. En hier staan hulle met die waarheid van hulle vleesdimensie se swakheid. Die mens het begin in die tuin, gesondig in 'n tuin en is verdryf uit die tuin. Dit kan ons sien in Genesis 3 vers 23. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Maar dan weet ons ook die tweede Adam het gekom om te herstel, ook in 'n tuin. En toe hulle weggedrywe is, het God gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden geplaas met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Toe kom Jesus en herstel alles wat ons in Adam was. Weer in die tuin kom herstel hy dit. Die mens is driedimensioneel. Jy is gees, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. 1 Tessalonisense 5:23 sê dit so mooi, waar hy praat van dat jou gees, siel en liggaam onberispelik bewaar moet word. As jy 3 sirkels sou teken, een in die middel, om hom 'n groter sirkel en om die tweede sirkel nog 'n groter sirkel, dan kan jy sien, in die middelste een sal dan wees die gees, die tweede sirkel sal dan wees die siel en die derde sirkel is dan die liggaam. Nou in Adam se tyd was dit omgekeer. Die gees was die grootste dimensie, toe die siel en liggaam, die vlees was die kleinste. Die woord sê, soek eers die koninkryk van God. So kan julle onthou is in Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God, wat in jou geesdimensie is. Tans is dit in ons binnekant. En dan soek ons na die geregtigheid. Dit is wat in my siel nog voltooi moet word, in geloof, wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis. Dit sal my weer in ere herstel, sodat my siel gekroon word in eer en die res sal vir my bygevoeg word. So sal ek in my vleesdimensie die vrug van die gees begin dra. Hoe meer ek die sonde afsterf en nie meer in ongeregtigheid wandel nie, dan raak ek 'n dader van die woord en met my vlees sal ek die gawes van die Heilige Gees uitvoer. Nou gaan dit nie meer oor my gevoel uit my sielsdimensie nie, maar uit die waarheid in my gees. Hierdie dimensies moet nou omgekeer raak. Maar waar begin ek? Begin by aanbidding. Spandeer tyd om in die bonatuurlike te aanbid. Aanbid hom in gees en waarheid. Die riem waarna Adam hulle gestuur was na die sondeval is deur Christus teruggeneem. Die oorwinning het al reeds begin in Getsemane, daar waar die eerste druppels bloed geval het. Hoekom wil hy my verander? Sodat ek kan word soos hy my gestuur het. Ons moet terugkom in die kamers van sy hart. Ons moet ons hart bewaak. Spandeer tyd in aanbidding. Daar waar dit volmaak is, in sy heerlikheid, in sy presence, daar word jy verander. Jy werk vanaf die binnekant na buite. Daar waar die wonde uit jou siel gehaal word, deur die heerlikheid van God in jou gees. Ons gaan dieper in beweeg. Ons gaan nie bly in die voorhof van die tabernakel nie.
Ons gaan tot in die allerheiligste. In ware aanbidding, in worship, word ons vlees gekruisig, doodgemaak, want ek begin in kontak kom met God in my gees. So raak dit gees tot gees, en dit wat die waarheid is, oorheers die geraas, daardie chaos in jou siel. So gebeur dit in worship. Soos jy jou hande oplig en jou selfoffer, sal God se koninkryk in heerlikheid uit jou spoel, en so verander jy Christ-like. So word jy Christ-like. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons weer toegang tot die tuin kan hê, en dat ons die tuin van sy genot, dat ons die tuin van sy delight kan wees. Die voorhangsel is geskeur, sy vlees is vir jou en vir my geskeur. Luister hoe mooi sê, Song of Songs, 6 vers 2 en 3, dit ook weer in die Passion Translation, wat die Shulamite bride sê, My lover has gone down into the garden of his delight, the place where his spices grow, to feast with those pure in heart. I know we shall find him there. He is within me, and I am his garden of delight. I have him fully, and now he fully has me. Hooglied 4:16. Word wakker, noordewind, en kom suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei, laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. Hierdie verwys terug na Eden, 'n tuin en die asem van God, ook terug na Adam, om ons te laat connect met daardie verborgenheid, met die mystery. Daar is geheimenisse, daar is mysteries wat die Here wil ontsluit in jou hart, dinge wat jy nie weet nie, wat hy aan jou wil openbaar. Hy is in my, ek is sy tuin van delight. Jou binneste moet awaken word, met ander woorde, jou binneste moet ontwaak. Uit jou binneste, jou innerlike wese, vloei die volheid van sy gees. My bruid moet vrug van gehoorsaamheid dra en lewe in my teenwoordigheid, sê die Here. Jou vrug vloei van jou intimiteit met jou bruidegom. Dit is tyd dat jy jouself begin sien, soos die woord sê, jy lyk in gees. Ek lees vir hierdie wat ook so mooi is, en ook in Song of Songs 4:16, ook die Passion Translation. Then may your awakening breath blow upon my life until I am fully yours. Breathe upon me with your spirit wind. Stir up the sweet spice of your life within me. Spare nothing as you make me your fruitful garden. Hold nothing back until I release your fragrance. Come back with me as you walked with Adam in your paradise garden. Come, taste the fruits of your life in me. En dan sê die bridegroom king, I have come to you, my darling bride, for you are my paradise garden. Dan sê die Shulamite bride, come walk with me until I am fully yours. Come, taste the fruits of your life in me. Ons gaan nou communion gebruik. Soos jou broodjie en jou sappie by jou is, gaan ons nou dit gebruik. Dan gaan ek vir jou net 'n gedeelte lees ook. Op die kruis sê Jesus. Die gedeelte wat ek vir jou wil lees is Matteus 27:46, waar Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Dit begin eintlik alles by Psalm 22 vers 7 is 'n profesie van Jesus. Jesus roep dit aan die kruis. So op jou tyd kan jy gerus die hele Psalm 22 gaan lees. Daar word eintlik verwys na waar Jesus sê, ek is 'n wurm, daar die tola, die scarlet worm,
of die crimson worm, Jesus verwys na homself as 'n wurm. Jesus praat deur die natuur. Nou hierdie wurmpie, die tola, kom voor in die Midde-Ooste in Israel en hy lyk soos 'n boontjie en wanneer hy gecrush raak, dan het hy 'n rooi kleur. Nou hierdie rooi is ook gebruik in die hoëpriesters in die se kleed en daardie rooi van die velle was ook oor die tabernakel. Verstaan wie Jesus is. Dink aan wat Jesus gesê het by die Pasga. En nou kom ons weer terug. Nou die wurmpie produseer net een keer in sy lewe. Hy gaan in 'n boom, hy weet hy gaan nie weer afkom nie. Dan heg hy sy lyfie aan die boom, 'n harde rooi dop. Hy sit so styf dat as jy hom afhaal, dan sal sy lyfie skeur en hy word een met die boom. En as hy verwyder word, dan is hy verbrysel. Nou die tola lê sy eiers onder sy lyfie, 'n beskermende dop. En wanneer die eiers uitkom, is die kleintjies beskermend onder die mamma. Die mamma voorsien vir hulle van kos. Nou kom ons kyk wat sê Jesus. Neem, eet, dit is my liggaam. Neem en drink, dit is my bloed. Nou die tola, die mamma, gee geboorte in 3 dae en na 3 dae sterf die mamma en die kinders leef. Dan skei sy 'n rooi kleursel af om hulle te beskerm. Nou die rooi kleursel beskerm hulle teen die vyand. Sien jy daar? Die bloed van Jesus. Hulle is rooi vir die res van hulle lewe. Jesus het gesê, ek is 'n wurm. Jesus was not saying he was a despised worm, but that he will bleed as he is crushed for our sins. I am a scarlet worm. I will protect my kids. Eet, dit is my liggaam. Drink, dit is my bloed. Nadat die wurmpie sterf, word hy afgeskraap, die rooi kleursel, die daai, is gebruik vir die hoëpriester se garments en vir die bedekking van die tabernakel. En dan dit is die 3 dae wat die wurmpie leef. Dan die 4de dag. Die stert en die kop trek in en vorm 'n hart. Sy verloor haar skalet rooi en verander in wit waks, so wit so sneeu. Wat sê Jesus in Psalm 22:15? My hart het soos was geword. My heart is like wax. Jesaja 1:18, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Die bloed van Jesus beskerm ons. Eet en drink van hom. Hy sal jou vrede gee. Dankie Here, dat ons altyd onder die krag van u bloed bly en u bloed sal my wit was. My harde hart sag maak soos wol. Dankie dat u ons vrede gee. Amen.